Geliefde vriende, het u ooit al gewonder wat die wêreldpolitiek aan die kerk doen? Nou, een ding wat jy moet onthou is dat wêreldpolitiek kan in die koninkryk van God niks doen nie. Die koninkryk van God gaan voort en bestaan ten spyte van wêreldpolitiek. Ons mense is so geheg aan wêreldpolitiek. Ons plaas al ons hoop op wêreldpolitiek want ons glo dat op een of ander manier sal dit ons sakke pas of dit sal ons toekoms pas as die wêreldpolitiek tot ons voordeel geskied of tot ons voordeel loop. So ons is baie geneig om ons hele lewe maar te plaas op die hoop of ons toekoms te plaas op die hoop of op ons hoop te plaas op hoe wêreldpolitiek op die ouend gaan uitloop. Nou een ding wat ons moet onthou en een ding wat u vanaand moet weet, is dat wêreldpolitiek het geen invloed op God se koninkryk nie. God se koninkryk bestaan ten spyte en boonbehalwe wêreldpolitiek. Ek wil vir jou 'n baie interessante stukkie lees uit Jeremia 52 waar ons ietsie leer van God se werk ten spyte van of te midde van in die midde van wêreldpolitiek. Hierso word die storie vertel in vers 31, Jeremia 52 vers 31. In die 37ste jaar van die ballingskap van Jojagin, die koning van Juda, in die 12de maand op die 25ste van die maand, het Ewil-Merodach, die koning van Babylonië, in die jaar toe hy koning geword het, aan Jojagin, koning van Juda, 'n weldaad bewys en hom uit die gevangenis vrygelaat. Hy het vriendelik met hom gepraat en hom 'n sitplek gegee hoër as die sitplekke van die konings wat saam met hom in Babel was, en sy gevangenisklere vervang. Hy het altyd solank hy geleef het aan die koning se tafel geëet. Wat 'n pragtige verhaal van koning Jojagin wat niks goeds gedoen het nie. Hy het teen die Here opgetree. Hy was wel net vir 3 maande, toe hy 18 jaar oud was hy 'n koning in Jerusalem, maar toe die koning van Babel arriveer, het hy en sy ma en sy gesin hom oorgegee aan die koning, en daar was hy vir 37 jaar in die tronk, en hier het die koning hom op Kersdag van daardie jaar het die koning hom vrygelaat, die nuwe koning Ewil-Merodach wat aan beheer gekom het, en toe het hy vir die koning Jojagin 'n kans gegee, 'n tweede kans gegee in die lewe, en hy het in die paleis gebly en die paleis geëet. Nou vriende, wat 'n pragtige verhaal, maar dit is die storie eindig nie hier nie. Die storie eindig eintlik by Jesus Christus. Want dink daaraan, die lyn waaruit Jesus Christus gebore sou word, die lyn van Dawid, sou gestop het by die ballingskap. Daar sou niks verder gebeur het nie. Maar hier kom die Here en in die ballingskap, in die politieke situasie van die dag, skep hy vir Jojagin 'n geleentheid om 'n gesin te hê en kinders te hê en 'n familie voor te bring. Of dit nou sy familie was wat hy gehad het toe hy gegaan het, of dit 'n nuwe familie was, weet ons nie. Maar wat ons wel weet is dat die Here Jojagin se lewe red. Dat die Here Jojagin in ere herstel, al is dit in 'n vreemde land, sodat Jesus Christus uiteindelik gebore kan word. Want Jojagin is 'n voorvader van die Here Jesus Christus. Al het Jojagin verkeerd opgetree, al was die wêreldpolitiek in 'n verskriklike toestand, bewaar die Here hierdie koning net uit genade uit, want die koning het dit nie verdien nie, as 'n voorvader van Jesus Christus. En so word Jesus Christus gebore. Nou ja, ons glo ook dat dit op die 25ste Desember was, net soos die koning die dag wat hy vrygelaat is, maar dit maak nie saak nie. Wat wel belangrik is dat Jesus Christus vir ons gebore is, waarlik 'n koning met ons, ons Here, ons verlosser, maar ook God. Op die manier wys die Here vir ons, vriend, maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. Die konings kan maar woel en beklei met mekaar, die wêreld kan maar woel en beklei met mekaar, en politici kan maar woel en beklei met mekaar.
maar aan die einde van die dag doen die Here sy werk. Niks kan die kerk, God se koninkryk, omverwerp nie. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie pragtige verhaal van koning Joachim, wat dit glad nie verdien nie, maar wat bewaar word, sodat die geslaglyn, die bloedlyn van die Here Jesus Christus ook bewaar kan word, en dat ons Here vir ons gebore is as ons koning. Aan U, Here, kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen.